mense, bekommernis, is nou weer nagmerries wat julle almal gaan kry. Ons gesels met die regisseur van hierdie nagmerrie besigheid, André Velds, en met die akteur Rieke Strauss oor Ontwaak, wat eersdaags op DStv stream is, van die 14de Julie af. Goeiemôre meneer. Môre. Welkom. Dankie. Dis lekker om julle by ons te hê. Hoor hierso, Ontwaak. Dit lyk, André, dit lyk na 'n bietjie van 'n ander take op gewone thriller of gewone reekse op hierdie stadium. Ja, dit is 'n psigologiese misdaadthriller. So dit is 'n bietjie die envelope gepush, soos mens sal sê. En ek dink dit is vir mense wat hou daarvan om ietsie bietjie uit die boks uit te kyk, want daar is geweld en 'n bietjie nudity en 'n bietjie iets wat jou laat ongemaklik gaan voel. Wat skrikkerige goed vir Afrikaanse mense. Ja. Maar wag, jy is die regisseur en 'n kreatiewe vervaardiger ook van die reeks gewees. Hoe pak 'n mens so iets aan? 'n Gewaagde onderwerp. En baie gewaagde onderwerpe op die ou en in hierdie een thriller reeks. Hoe pak jy so iets aan en laat jouself nie konformeer of laat jouself nie jy sensor jouself nie enigsins nie. Hoe doen 'n mens dit as 'n regisseur met daai vryheid? So Wessel Pretorius wat die teks geskryf het, is natuurlik 'n briljante skrywer. So al wat ek doen is ek maak seker dat die karakters geloofwaardig is. En as jy dit doen, dan kan jy enige iets met die karakters doen en met die storie doen, want dis geloofwaardig vir wat die karakters doen. Dan hoef jy nie al die goedjies wat jy raak lees dink, wat gaan die mense dink nie. Jy glo in die karakters en dan doen jy wat die karakters doen en hulle sal dan die storie verder dra en dan sal almal hulle glo. Nou Rieke, so gepraat van karakters, vertel ons 'n bietjie van jou karakter en jou benadering tot hierdie vertolking. Dit was baie interessant geweest, soos André sê, dis die hele reeks is bietjie iets anders van ons nie gewoond is nie. So dit was moeilik geweest om die karakters in so 'n manier te benader wat jy jouself nie sensor nie, soos Pierre gesê het. En is om die menslikheid in hom te vind, want al die karakters in die storie deel met goed waarmee ons almal deel, so Realiteite en menslikheid. Ja. Op die ouende selfs die mees bose ou het iewers 'n realiteit wat sy realiteit is. Yes, verseker. So dis is baie vertroue gedrewe, verlede gedrewe. Ons almal hardloop van iets af weg. Whether jy dit wil admit of nie. Ons almal hardloop weg. So om daai enetjie te kry en van daar te bou. Rieke, daar is 'n redelike span indrukwekkende akteurs betrokke by hierdie hele storie. So 'n paar waarmee jy lekker gewerk het. Ek weet jy het nie met die ander nie lekker gewerk. maar 'n paar hoogtepunte vir jou? Dion Lots is 'n gesoute akteur, weet, 'n groot rolmodel vir enige mans in die bedryf en dit was ongelooflik geweest om 'n stel met hom te deel. Minke Maree, absoluut fantasties geweest. Ja, die hele cast is maar eintlik baie nice geweest en ons almal het mekaar vertrou en lekker saamgewerk en 'n goeie span gemaak. André, sodat mense kreatiewe aanslag deurkom en jy's baie spesifiek oor stelruimtes ook. Jy werk so half hand aan hand met kunsdepartemente, met kameramanne. Hoe belangrik is daai samewerking om so half daai hele prentjie korrek te skep? Ja, dis baie belangrik. Een ding wat die mense moet besef is dit is spanwerk. Ek kan nie dit alleen, jy weet, doen nie. So ek gee vir hulle die visie en ek sê vir hulle weer eens dit is karaktergedrewe en whatever ons doen met die stelle, want 'n stel is ook 'n karakter en dit moet hulle komplementeer en dit moet ook die gehoor 'n bietjie ongemaklik maak. So dit is altyd 'n give and take. So baie keer kom hulle met baie goeie idees en baie keer kom ek met goeie idees en net om daai middelpunt te kry is waar ons almal die beste storie kan ontwikkel. Is daar as 'n regisseur vir jou, ek weet 'n mens moenie gunstelinge kies nie, maar is daar 'n episode of 'n oomblik wat vir jou uitstaan wat jy gaan al op perskus, daai is netjies? Ja, episode 4 gaan oor Karel Nel se karakter wat die reeksmoordenaar is, se kinderlewe en hoe hy gekom het tot op die punt dat hy 'n reeksmoordenaar is. So ons het 'n terugflits van sy hele, weet hoe hy groot geword het en hoekom hy is wie hy is op die oomblik. En daar's 'n ongelooflike spesiale episode van 'n journey om met hom te stap en te gaan, hoe was hy regtig geweest en om te sien as 'n mens voor mens om sien as 'n reeksmoordenaar. Die mens voor die monster. Ja, die mens voor die monster. En hoekom alles gebeur het, daar is 'n rede soos hy sê vir enigiets. En Karel Nel was fantasties in haar rol geweest en so ons het regtig deur elke ding gestap met die klein reeksmoordenaar gespeel, die klein kind en hoe om hulle te bymekaar te kry dat hulle dieselfde goed doen in hulle acting en alles. So was nog 'n lekker journey om episode 4 te kan doen, ja.
Hoe werk jy saam met jou akteurs in daai reis om niks van die acting so half oordrewe te maak nie? Dit is realisties, verstaan, daar's nie massive groot oomblikke, aksieoomblikke nie, maar dit is half intense oomblikke heeltyd wat hierdie storielyn vorentoe dryf. So hoe werk jy met jou akteurs om daai beste uit hulle te kry? Ek kom gelukkig van film af en dit help my om hulle regtig terug te trek as ek voel hulle kom op my hulle voel hulle overact. Ja. En wat ek gewoonlik doen is ek vir hulle sê is hulle moet vertrou dat elke episode het 'n klimaks en dan het die hele reeks ook 'n klimaks. So ek sal vir hulle sê wanneer ek dink regtig hulle moet nou daarvoor gaan, maar baie keer is dit beter om terug te hou om daai psigologiese drama te kan, deurspeel, dat die gehoor kan gaan, okay, wat gaan nou gebeur as jy alles so op die neus speel en is voorspelbaar. Rikus Andre praat van terughou. Baie keer jy seker gevoel maar ek's besig om te breek aan die binnekant. Kan ek dit nie wys nie. Watter oomblikke was dit jy so amper gevoel? Daar was 'n paar oomblikke gewees nader aan die einde van die reeks. Ek dink dit is so episode 5 se kant waar alles nou begin spat en Mango's die fans tref en so aan wat mense moet gaan. Okay, daar's aansienlike pyn en emosies waardeur jy gaan, maar Ja. jy kan nog nie alles gee nie want daar's nog 'n laaste episode wat moet kom. En ek dink dit was baie interessant geweest, veral omdat ons ook weet in die middel van die winter geskiet het, was dit koud geweest op stel, partykeer ook so. Dan werk jy in jou lyf en jou emosies op dieselfde tyd en probeer daar deurspeel, maar ek dink ons almal het aan die ander kant uitgekom, maar al was ons bene aan die einde van die aand koud geweest. Hoe lank het julle akteurs gewerk aan hierdie reeks? Kyk, Andre het natuurlik baie langer gewerk as julle, maar hoe lank was julle betrokke? Ek dink die hele skietproses was so 2 maande geweest en ek het so halfpad deur die proses het my karakter eers ingekom. So ek het so 'n maand en 'n half aan die projek geskiet wat baie interessant en baie lekker was. Rikus, julle spreek baie temas aan wat ek dink baie mense raak. Daar's skuldsusse, daar's groepsdruk, verstaan. Hoe dink jy vatbaar is die gewone mens wat dit gaan sit en kyk vir mense wat eensaam is en so aan vir so skuldsusse of groepsdruk? Ek dink dit spreek baie daaraan dat as jy nie 'n goeie support system het nie, Ja. kan baie dinge baie vinnig gebeur sonder dat jy eers daarvan weet. En ek dink dis baie belangrik om te weet dat jy mense rondom jou het wat jou kan help in omstandighede en dit is like jy is besig om aan te jaag, moenie luister nie. So groepsdruk en positiewe en negatiewe omgewings, maar as jy nie 'n support system het nie, kan dit baie vinnig agteruit gaan. Dis waar. Andre, wat wil jy met mense uit die reeks uitneem? Ek dink dit gaan oor dat almal 'n plek in hulle lewe wil hê en almal moet gesien word. En ek dink dit is baie belangrik om agter te kom dat wat sal die mens opoffer om gesien te kan word? Sure. En dit is baie keer baie gevaarlik. Gesondheidskokkend, nie Ja. waar? Absoluut. Baie dankie dat julle draai kom maak het vanmôre. Ontwaak. Die 14de. DStv stream. DStv stream. Baie dankie. Dit klink na 'n thriller. Dus. Maar baie dankie dat julle draai kom maak het vanmôre. Ek kan nie wag om die eerste episode te kyk nie en alle sterkte met die reeks. Baie dankie. Baie dankie. Ja, daar het jy dit. Dis Andre Velds, die kreatiewe vervaardiger en regisseur van Ontwaak en Rikus Strauss, een van die akteurs. Die 14de Julie op DStv stream.